Ek wil van my kant af sê, baie welkom saam met ons hierso in die Protea saal en hier by die AGS Care Village. Ons is regtig bly dat u hier is vanmôre om hierdie jeugtelike dag saam met ons te deel. Nou toe ons hierdie laaste koortjie gesing het daar twee gedagtes deur my kop gegaan. Die een was Tommy Tenney, die man wat die boek geskryf het, One Night with a King, wat oor die lewe van Esther gaan. Hulle het 'n film ook daaroor gemaak, One Night with a King. Sy oupa het letterlik 100 kerke gebou met stene. En op sy sterfbed was sy laaste woorde, just one more soul for Jesus. En dit is hoe hy gesterf het. Just one more soul for Jesus. Wat 'n geweldige sielelas is dit nie om te hê nie. En dan die tweede gedagte wat deur my kop gegaan het, dat een van ons meer moderne teoloog, Karel Barth, wat 'n baie bekende teoloog is van ons tyd, woon eendag 'n seminar by waar daar so 3000 mense sit. En die organiseerders sien Karel Barth is daar. En hulle gaan na hom toe en hulle sê asseblief, vereer ons en lewer vir ons ook 'n referaat asseblief. En Karel Barth het opgestaan en gesê, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Amen. En toe gaan sit hy. En dit het daai hele seminar omgekeer. Geen ander ouwe daarna weer gepraat nie. Want die Heilige Gees krag het so gewerk, net met daai woorde. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. That's why I love Jesus. En wat 'n voorreg om te kan sê, I love Jesus. Amen. En te weet, die sepedi woorde is Lerata la Jiso Liama Katsa. Ja, en die liefde van Jesus is wonderbaar. So, kyk net na iemand langs hier en sê, Jesus het jou lief. Moet nou asseblief nie vir die ou sê jou suurknol, Jesus het jou lief. Ons is bevoorreg vanmôre, regtig. As ek dit sê ek dit nie net omdat ek woorde moet klaarmaak. Jy weet, mans het 20.000 woorde wat hulle per dag moet praat. En as ek sê dit is regtig 'n voorreg, is dit nie om hierdie 20.000 op te maak nie. Julle vrouens het 'n bietjie meer, julle het 40.000 woorde om op te maak, maar mans net 20.000. Maar dit is genuine voorreg om vir Jaco, en verskoon my, dit is Braam, nee. Braam hier te hê. Hulle was van die groep Toeka tot nou, wat bedien het hier in die Kaap. En nou ander dag was ek by 'n byeenkoms waar daar vreeslike jong mense was. Almal was gryskoppe. En toe het hulle 'n lied gesing wat Jaco geskryf het. En as ek nou vir julle sê, ek het letterlik trane in my oë gehad, dan bedoel ek, dit het my geestelik so geraak, dat ek vir hulle gevra het, asseblief, kom sing hierdie lied vir ons ook hier, en dan kan julle ook 'n paar ander liedere sing, maar daai lied was baie besonder. Baie dankie. Wil julle die mic sing? Ek het ons kan maar soms so probeer. Ons het so 'n klein probleempie, Tannie Maakie moet vir ons speel en hulle verdwaal saam. So sy's nog nie hier nie. Maar ek dink ons kan so lank ietsie sing. Daar's 'n lied wat in die ou evangelie liedere boek opgeteken was. Dit ons moet net uit kan sing. Dis ons so lank terwyl. Met ek hierdie lekker
Pastoor, ja, asseblief, dit is ook goed weer. Dan kan ons saam speel in F. Die ou wysie van Aloha hou. La 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 la. Daai ene. Nee, maar dis 'n maklike ene. Hy spoedig hier. Dis ons het hom in die kerk gesing, hy spoedig hier. Ons kyk in die laaste tyd. En my verwagting voor ons uit. Want goeie waar die Heer kry. Op ons goede, ons heiland en ons Heer. Hy is
Halleluja. Halleluja. Amen. Daar het Tannie Maakie opgedaag. Dankie Tannie. Ons is bly Tannie is hier. En dankie vir, ek weet nie wat se Tannie se naam is. Tannie Jolene. Tannie Jolene. Dankie. Jy's 'n ster. Jy kan hoor, jy weet hoe. Toe die Tannie daar klavier speel vanoggend. Toe ons vat ek net die trekklavier en nou speel ek saam. Nou in musiektaal dan sê ons nou jam. Nou dis nie nou jam en brood nie, dis jam. Ons doen nou jam. En ons het nou lekker gejam saam met die Tannie. Baie dankie daarvoor. Jaco het 'n lied geskryf aan die Maakie. En as Tannie vir ons asseblief sal begelei kom. Ja. Hierdie is 'n verhaal van die lewe van Jesus. So jy sal hoor na mate ons met die verse aangaan. Vertel maar soort van 'n verhaal wat in die hemel afgespeel het en ook Jesus se gewilligheid om vir ons sondes te kom sterf. So kom ons luister mooi na die woorde. Eenmaal daarbo in die hemelse troonsaal vra die Vader bewoon wie is daar, wie sal gaan om die mens van ons skuld te bevry, die engele huiwer vir Jesus verklaar. Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs as Saul my oorkruis is, Vader vergeef hom, al sal eendag verstaan. Sy hemelwoning verlaat hy gewillig. 'n sondagsvriend om verlorenes te soek. Hy doen wonders en tekens en spreken gebed. Vader, hoor my as ek met angs skree brood. Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs as Saul my oorkruis het, Vader vergeef hom, al sal eendag verstaan. In liefde rein is sy sending nou voltooi. Gesê Getsemane deur 'n kroon
deur de vlees, dan aan die kruis op Golgotha's hemel, roep hy, dit is volbring, Vader, ontvang nou my gees. O Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs al sou my ook kruise, Vader, vergewe, al sal geen dag verstaan. Vader, nie my wil, maar U wil geskied. Ek is bereid om te gaan. Selfs al sou my ook kruise, Vader, vergewe, al sal een dag verstaan. Vader, vergewe. Hoe dit jou beste. Nou, sorry. Sorry. Vriende, waar sou ons nie gewees het vanoggend as die Here Jesus nie gekom het? Daar was 'n man gewees met die naam van John wat gesien het hoe hulle iemand gevat het na die brandstapel. En toe kyk hy so en toe sê hy, but for grace, where walk I? But for grace, where goes Hartvinter? Vriende, besef ons vanmôre op hierdie hemelvaartdag wat dit regtig vir ons beteken om hemelvaartdag te kan herdenk. Net ek kan sê dankie dat Jesus gesê het, ek is bereid om te gaan. Vader, stuur my. Ek is bereid om te gaan. Vriende,
die feit dat Jesus hemel toe gegaan het, gee vir ons soveel krag, waarde, wat dit toevoeg tot ons geestelike lewe. Ek wil vanmôre met u praat oor die attribute van 'n arend. 'n Attribute beteken ook die kenmerke, die karakter van 'n arend, en dan wil ek 'n tipologie daarvan maak vir ons vandag. Die waarde wat dit vir ons beteken dat ons 'n hemelvaart het. En behalwe dat die Heilige Gees uitgestort is, behalwe dat Jesus aan die regterhand van God die Vader sit om as advokaat vanoggend nog vir ons in te tree. Vanmôre is hy ons advokaat, maar hoe lank nog voordat hy die regter gaan wees? Daar word vertel van 'n jong man wat 'n verkeersoortreding begaan het en hy het na 'n advokaat toe gegaan en die advokaat het hom gaan verdedig in die hof en hy is onskuldig bevind. En 'n tweede keer is die jong man weer beboet en weer het hy na die advokaat toe gegaan. En die advokaat het vir hom ingetree, vir hom ingestaan en hy is onskuldig bevind. Maar die derde keer toe hy gevang word, toe stel hy uit en hy stel uit en hy stel uit. En die oggend van die hofsaak hardloop hy in die kantoor van die advokaat in. En hy sê vir die dame, ek moet nou die advokaat sien, ek moet vanoggend in die hof wees, hy moet my kom verdedig. En die dame sê, meneer, ek is vreeslik jammer, maar die advokaat is al reeds by die hof. En hy sê, dankie tog, die ou is daar. En hy hardloop en hy kry die advokaat in die gange van die hofsale. En hy sê, meneer, kom asseblief, u moet vanoggend by kom verdedig. Ek is alweer in die moeilikheid met die gereg. En die advokaat kyk na hom en hy sê, jongman, as jy gister gekom het, sou ek vandag jou verdedig het. Maar vandag is ek die regter wat jou gaan verhoor. En ek wil vir julle sê, vanoggend sit Jesus en hy tree nog vir ons in. Jesus verdedig nog vir ons saak. Maar na die wederkoms en die wegraping, gaan Jesus die regter wees. Dan gaan hy nie meer verdedig nie. Nou vir u wat nou nie weet nie, ek was 'n oud landros gewees, 'n voormalige landros. Maar ek het 'n tentmakersbediening gehad, beteken ek het 'n gemeente gehad, plus ek was die dorp se landros gewees. En een aand, Sondag aand, het ek gepreek oor genade. En een van die prokureurs het in die kerk gesit. En die volgende oggend was die heel eerste saak 'n verdedigende saak en dit was by versagtende en verswarende omstandighede gewees. En toe daai prokureur opstaan, ek sien dit nou nog so in my gees, hoe trek hy sy toga so. Hy sê, edelagbare, ek was gisterand in 'n kerk en die prediker het gepraat oor genade. Hy sê, ek hoop u het genade vir my kliënt. Maar vanoggend is daar genade. Omdat die Here gesê het, Jesus gesê het, ek sal gaan. En nie net het hy gekom nie, maar hy is gekruisig. He could have called 10,000 angels to destroy this world and set him free. But he died alone for you and me. En nie net alleen is hy begrawe in 'n ander man se graf nie. Nie net alleen was daar net 2 mense by sy begrafnis nie. Simon en Nikodemus.
Ek het so ruk terug pastoor Ensel het ek 'n persoon begrawe, toe was daar net 5 mense by die begrafnis. Ek, die orgelis en 3 familielede. En toe ek by die huis kom, sê ek vir Daphne, jette, daar was net 5 mense. Sy sê die man was amper 100 jaar, al sy chobbies is klaar dood, wat het jy verwag? Maar by Jesus was daar net 2, gaan lees het, daar was net 2 mense. Die Seun van God het vir ons gesterf, maar net 2 mense vind dit waardig om sy begrafnis by te woon. Maar vir 3 dae het die duiwel les opgesê. Hy die dode ryk. 3 dae, al wat hy nodig gehad het, om die koninkryk te vestig. Toe het hy opgestaan. En hy het aan die mense verskyn. Want toe gaan staan hy daar op die berg. En hy kyk so na sy vriende. Hy sê, dit is goed dat ek gaan. Dit is voordelig dat ek gaan. Want, omdat ek gaan, kan ek die trooster vir julle stuur, naamlik die Heilige Gees. En dink net hoe arm sou ons gewees het, as ons nie die Heilige Gees gehad het. Ek kan my nie indink, hoe arm ons sou gewees het, as die Heilige Gees nie daar was nie. Nou vir u wat Pinkster is, ek dink, een van die mooi dae wat ek onthou in my lewe, daar is 3 dae. Die dag toe ek tot bekering gekom het, die dag toe ek gedoop is, en die dag toe ek gedoop is met die Heilige Gees en spreke in tale. En wat baie lekker is, daai selfde aand wat ek gedoop is, met die Heilige Gees, daai selfde aand het ek my roeping gekry uit Sagaria 11:4, wees 'n herder vir my slagskape. Maar dit is alles die werk van die Heilige Gees. Nou, vriende, 'n arend het eerstens, het 'n arend koninlikheid. Want die arend is in die diereryk die koning van die voëls. En as gevolg van die feit, dat Jesus gesê het, Here, ek sal gaan, is ek en u vanmôre deel van die koninkryk van God. Amen. En kan ek en u vanmôre regop loop? Ons kan ons skouers terugtrek. Ons kan die wêreld vierkantig in die oë kyk, want ons het Jesus aangeneem. En Johannes 1:12 sê almal wat hom aangeneem het, aan het hy mag gegee om kinders van God te word. En God is koning tot in alle ewigheid. En ons het 'n koninklike aanstelling. Ons is nie net 'n hier jy nie, maar ons het 'n koninklike drag wat ons dra. En die wêreld daar buite weet, we are kings of a living God's kingdom. Ons is saam met Jesus as seun van God, is ons 'n heilige uitverkose koninklike skap wat daar vir ons is. En vriende, 2 Petrus hoofstuk 1 vers 4 bevestig die feit dat ek en u vanmôre deel is van die koninkryk van God. Ons kan vanmôre regop loop. En ons kan in die gesag loop waarmee die koning loop. Mense maak pad wanneer die koning kom. Mense staan een kant wanneer die koning kom. Soldate salieer wanneer die koning kom. En ek wil vandag vir u sê, ek en u word gesalieer deur die engele. Want ons is deel van God se koninkryk. En terwyl ek nou so staan, nou moet ek aan iets humoristies dink. Het julle gesien dat die koning van Engeland groet glad nie met hierdie hand nie? Julle het dit al opgemerk. Hy groet glad nie met hierdie hand. Want dis my hand, hy mag dit nie gebruik nie. Die tweede ding van 'n arend is, hy is kragtig.
arend tel 'n groot dier op die veld en hy vlieg met hom weg. 'n skaap, 'n lam. En hy vlieg teen 160 kilometers per uur. So kragtig is die arend. En nou sê Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. En vriende, vanmôre kan ek en u met 'n blydskap sê, daar is niks wat ons gaan onderkry nie, want ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. En nie hierdie wêreld, nie die ekonomie nie die petrolprys nie die politiek nie, niks kan my onderkry nie, want ek is in die naam van die Here meer as 'n oorwinnaar. En ek kan hardloop as 'n oorwinnaar. Ek kan die prys ontvang as 'n oorwinnaar, want ek het die krag van 'n oorwinnaar. En om meer as 'n oorwinnaar te wees, beteken, ek het nie net oorwin nie, ek het meer as net oorwin. Ek het die sonde oorwin wat my so maklik oorval het. Ek het die kragtige ontmoeting van die Heilige Gees gehad. Halleluja. Nou, as 'n bokser gaan boks en hy klim in die kruit en hy slaan sy opponent plat, dan steek hulle sy hand op en hulle wys hy is die oorwinnaar en dan gee hulle hom 'n check om te sê hy is die oorwinnaar. En as hy by die huis kom, dan vra sy vrou, waar is daai check? Sy is meer as 'n oorwinnaar. En ek wil nou vanmôre vir u sê, ons is meer as oorwinnaars. In die naam van Jesus kan ons kragtige dinge laat gebeur. Deur die krag wat die Here vir ons gee, soos 'n arend. Die derde ding is, 'n arend het net een vyand en dis 'n slang. Die slang is die arend se grootste vyand. Daarom is sy voete bedek. Hy is beskerm vir die aanval van slange. Efesiërs hoofstuk 6 vers 15. Die volle wapenrusting van die Here gee vir ons stewels wat ons beskerm en ons kan ons vyande vertrap. Ons kan ons vyande verander, want ons is meer as oorwinnaars en ons het die skoene van bereidwilligheid om te stap en om die duiwel net 'n goeie les te leer. Hy kan ons nie aanval nie, want ons is gewapen. Ons het die volle wapenrusting van die Here aan vandag. En elke oggend kan ek en u die volle wapen aantrek en dan weer die duiwel, daar is nie aanvalskrag nie. Hy kan nie meer ons vyand wees nie, want ons het die skoene wat ons beskerm teen sy aanslag. Nou wil ek net sê, Andrew, ons kleinkind, is nou ander dag gedoop. Hy is 11 jaar oud. Nou in die oggende het Marietjie die voorreg om skool toe te loop. Hy is hier in Jan Kriel. Loop hulle hier agterom. En dan elke oggend so by 8:00 bel ek haar om te hoor wat was die debat wat hy nou gevoer het met haar van die woonstel af skool toe. En nou ander dag was sy debat dat hy wens hy kan 'n klompie jare teruggaan in die verlede. Dan wil hy daai slang in daai paradys vat wat vir Eva mislei het. En hy gaan hom so swaai, daai slang, en dan gooi hom en hy vernietig hom en dan sal hy vir Eva sê, los die appel. En dan sal hy vir die Here sê, Here, vat my maar weer terug na 2026. Ek wil vir u sê, dis tyd dat ons die slang, die vyand wat ons lewe verwoes draai en weggooi en sy kop vermorsel, want die Here het dit al reeds gedoen. En dan, vriende, elke 7 jaar
Dan gaan die arend, en dan gaan hy in 'n rots in 'n skeer, en dan eerstens wat hy begin doen, is hy trek al sy vere uit. En dan vat hy sy bek, en dan skuur hy sy bek teen daardie kant van daai rotsel, om dit stom te maak, dat daar geen bek is nie. En dan groei daar 'n nuwe snavel, daar groei nuwe vere, en as dit alles klaar is, dan kom hy daar uit aan sy vernuwing. Ek wil vir u sê, die Here wil ook baie keer hê ek en u moet so elke 7 jaar 'n sabbatstyd vat. Ons self gaan ergens toesluit. En net sê, Here, hierdie ou goed hier binne in my, trek dit uit. Gooi dit weg. Here, vernuwe my van binne af weer opnuut. Want ons leer so maklik 'n klomp goed aan. Ons praat baie keer so maklik oor, en het ons sê goed. En dit het tyd geword dat ons onsself weer vernuwe voor die Here. Ek kan onthou dat Daphne, my oorlede vrou, het haar vir 1 maand in die kamer toegesluit. Al wat sy saamgevat het, was water. En vir 'n maand het sy haarself voor die Here afgesonder. Want toe sy uit daai kamer uitkom, wil ek vir u sê, daai Sondag het ek vir haar die geleentheid gegee om die woord te bedien. Die altaar, soos ons dit geken het, daar was die plek vir niemand daar nie. Niemand het in daai kerk gesit nie. Want die krag van die Here was so magtig geweest. Ek kan miskien net ook sê, in daai tyd doen ek aansoek vir 'n gemeente, vir 'n beroep. En toe ons uit die beroep uit die vergadering stap, die beroepskomitee se vergadering, toe sê ek vir haar, Jete, as ek nou hierdie komitee was, sou ek gesê, Dr. Venter, dankie dat jy aansoek gedoen het, maar jy is alright, ons gaan jou vrou beroep. Want jy het so 'n fantastiese onderhoud gehad. Ek is so trots op jou. Die volgende dag was ek by die kerk se hoofkantoor vir 'n vergadering, en toe daar arriveer, toe roep die moderator my, Dr. Anton van Deventer, op daai stadium. Ons was saam studente gewees, en hy sê vir my, ek gaan nou nie my bynaam noem wat hulle my genoem het nie, maar hy sê, kom nie, hy sê, jy aansoek gedoen vir 'n beroep op Pretoria. Ek sê, ja, en ons was gisteraan. Hy sê, 11 uur kry ek 'n oproep van die visievoorsitter. Wat sê, Jete, dis al 'n oulike ou, maar sy vrou se geestelike standaarde is so hoog, ons sal nie daarby kan kom nie, so ons kan hom nie beroep nie. Dis wat dit beteken, wanneer jy jou vernuwe. En jy gaan toesluit in 'n kamer, soos hierdie arend, wat sy bek afskuur, sy snavel, sy vere uitpluk. Dis nie maklik nie. Dis nie aangenaam nie. Jy weet nie hoeveel van u was al so 'n bietjie getuigtig deur die Heilige Gees, en dan is daar so 'n paar goedjies wat jy moet uittrek en weggooi nie. Dink een van die goed wat ons meeste is hoogmoed. Verdraagsaamheid, lydsaamheid. As ons so kyk na die vrug van die Gees, dan is dit tyd dat om te sê, Here, pluk 'n bietjie daai vere uit wat nie pas by die vrug van die Gees nie. Dan die oog van die arend kan 160 grade draai en kyk. Ek wil vir u sê, is tyd dat ons oë bietjie weer laat draai en die goedheid van die Here raak sien in ons lewe. Was dit nie vir genade nie, waar was ek en u vandag?
Was dit nie vir mense wat ons na die kerk toe genooi het en die Here ons siele gered het, nie, waar was ons vandag? In my geval het hulle 'n tent opgeslaan, hulle het stoele gaan huur, hulle het klank gaan huur, hulle het pastoor AB Du Plessis gaan inbring, hulle het sy kostes betaal, dat hy 'n veldtog kon hou in Kreeusdorp Oos, daar in Luipardsvlei in 'n tent, op die 26ste Julie 1968. En daai aand het ek tot bekering gekom. Dankie, Here, dat ek raak sien van die mense wat geld belê, sodat ek kan gered word. Weet julle wat is hartseer? En dis nie, ek het dit nou nie voorberei. Professor Stefan, ek ken Joubert, Stefan Joubert, prof, dankie. Prof Stefan Joubert het navorsing gedoen oor die synode in die Suid-Transvaal, soos ons dit nou nog ken. Hoeveel geld betaal daai synode se gemeentes elke maand aan die bank, aan rente, vir bande wat hulle op hulle kerk het, en oortrokke fasiliteite wat hulle het. Net die rente het hy gaan optel, kom hy tot die som. Toe vat hy al daai gemeentes se kasboeke, hulle finansiële state, en hy kyk hoeveel geld gee hulle vir sending en evangelisasie. Weet julle wat sy hartseer? Die bedrag wat hulle aan die bank elke maand betaal, en die bedrag wat hulle gee vir sending en evangelisasie, hierdie kant is 0,05%. Nie eens 1% gee hulle vir evangelisasie, maar hulle betaal al daai geld aan die banke op rente van hulle geboue. As u vandag na u eie begroting gaan kyk, boonbehalwe die 10de, hoeveel gee u vir sending? Hoeveel gee u vir evangelisasie, dat mense tot bekering kan kom? Onthou, daar was ander mense wat geld gegee het, sodat ek en u gered kon word. Ek gaan nou maar stop. My gebed is, Here, vat net hierdie oogklappe weg. Here, laat ek weer uit die boks uit sal dink. Here, dat ek weer sal raak sien wat hemelvaart vir my beteken. Wat ek ervaar as gevolg van hemelvaart. En daai blye opgewondenheid. One of these days we go in. As gevolg van hierdie liedse woorde, Here, ek is gewillig om te gaan. Ek weet dit was net 'n droom, en sorry, ek het dit gister by die begrafnis ook vertel. Maar so 'n paar weke gelede droom ek dat dit is besoekure in die hemel. Eendag besoekure. En ek is daar so opgewonde op pad hemel toe. En toe ek so daar by die poort kyk, toe staan Daphne daar. En ek wil hardloop en die engel keer my, sê nee, hoek in. Ons wil seker maak, jy gaan nie hier agter bly vanaand nie. Jy moet terug aan na hulle toe. So boek in, ons wil rekord hou wie kom in. En terwyl ek die pen vat en so begin skryf, sê ek vir die engel, hy sê vir jou net 'n vraag vra, weet ek is nou in die hemel. Maar ek het een liedjie wat ek baie graag vir Daphne wil sing, maar is nou nie 'n geestelike liedjie nie. Mag ek vir haar sing van die face, I love you. En net toe hy my wou antwoord, toe gaan my wekker af.
Maar ek wil vanoggend vir julle sê, daai opgewondenheid om by die hemel te wees. Al is dit 'n droom gewees, is iets wat ek nooit sal vergeet van, dit gaan nie oor Daphne of wat, dit gaan oor die opgewondenheid, ek is by die hemel. Daar was net iets wat, it was bubbling in my soul. En ek wil vir julle sê, kom ons vat ons oogklappe weg, en ons sien die wonder van hemelvaart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg vanmôre om so na Arend te kyk en te sien hoe die tipologie daarvan ook op toepassing is vir ons. Dankie Here, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Here, ons eer U daarvoor, ons loof U daarvoor, Here. En vanmôre wil ons sê dankie dat ons vanmôre hier hemelvaart kom vier met die wete, one of these days we going home. And Here, what a day that will be when my Jesus eyes shall see, when I look upon His face, glorious face. What a day, glorious day that will be in Jesus' name. Amen. Amen. Jaco, ek wil net gehoor het julle nog 'n lied wat julle vir ons wil sing? Okay, daar sê, ons gaan laat Jaco hulle sing, en dan as hulle klaar die lied gesing het, gaan ons vir pastoor Ensel vra om asseblief die diens te sluit. En moet nou nie weghardloop nie, hier is lekker koffie en koekies, en eet tog nou die koekies, anders moet ek vir die hele week koekies eet. So, die Here seën u, en aan al ons besoekers, baie dankie dat julle vanmôre hier was. Ons waardeer dit regtig baie, dat u die tyd uitgekoop het, om vanoggend saam met ons te wees. Die Here seën. Ons het ongelukkig nie die woorde van die lied nie, maar ek het nie geweet waaroor pastoor gaan preek nie. Ek wou gaan sit en sê vir Jaco, ons moet welkom tuis. En nou soek ons die woorde, so as ons oor die woorde val of verkeerd sing, dan moet julle weet, ons gaan in elk geval almal huis toe. So, okay. Het ek so dikwels dit gehoor van my hemelstad deur God omhoog gebou, deur parelpoort en muur omslaan en strate blink met goue glans, die wonderlikste signal ooit deur mens aanskou, waar die troon van God met helder glans soos ons skyn. Oor met gekleurde hemel skaars oorry, dan oor ek laat my siel toch so verlang na die melodie van hemelsang, as die aardse droefheid ewig sal verdwyn. O, dit sal wees so heerlik daar, al juichend saam met die engele skaar. Hier traan of droefheid word daar ooit verwen, as Jesus sê, welkom thuis my kind. Die nasies dreig en oorlog voer al om ons heen.
Geen rus of vrede word ergens meer te vind. Maar dit weet ek, as Jesus kom, gaan die verloste saam met hom. Bevry van aardse breuke, krepels, stom of blind. As in liefde self, die Vader elke traan afgee. En sê mooi so, my kind, kom hier na my. Ek wil jou gee, so lieflik skoon, 'n blink en goud, oorwinnaars kroon, en 'n huis langs goue straat, om in te bly. O, dit sal wees so heerlik daar, al juichend saam met die engele staan. Geen traan of droefheid word daar ooit gevind, as Jesus sê, welkom thuis, my Heer. Ja, dit sal wees so heerlik daar, al juichend saam met die engele staan. Geen traan of droefheid word daar ooit gevind, as Jesus sê, welkom thuis, my kind. As Jesus sê, welkom thuis, my kind. As Jesus sê, welkom thuis, my kind. Baie dankie, julle was vir ons so 'n groot seën. Amen. Ons gaan afsluit met 'n koortjie, I surrender all. I surrender all. Die Here Jesus het alles gegee. Ja. Pastor, baie dankie. U het vir ons geseën vanmôre, hoor. Kom ons sing dit julle saam. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Bedoel wat jy sê. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Sing it nog een keer saam. Oh, I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Praise die Here. Net program en ek wil baie dankie sê, julle was vir ons 'n groot seën, hoor. Yes. Julle kan maar weer kom. Ons wil Pieter vra, ou strydros in die evangelie, man wat al die pad mooi met die mense saamgekom het, dat hy vir ons afsluit. Ja. Vader, ons dankie vir die goddelike teenwoordigheid. Hy het die pragtige sang
Ons dankie Here vir hulle, wie die talente vir ons so seën kan wees. Maak hulle nog verder seën waar hulle ook al gaan. Ek dank U vanmôre Here dat U beloftes is al dieselfde. En ons kyk met verlange uit na daardie dag Here, en ons weet dat daardie beloftes sal vervul word. En ons verwagting is groot in Jesus naam. Verdaag ons in die liefde en gaan met ons soos ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Maar net voordat ek vergeet, ek wil net vir almal wat bydraes gelewer het vir die rantsoene, dit is ons inwoners